van blydskap sing ek so bly. Dis verlos die bloed van die lam, verlos, daarom sing ek so bly. Toe die heilige Gees op my neerdal, van blydskap sing ek so bly. Halleluja, nog een. Verlos, daarom sing ek so bly. Toe die heilige Gees op my neerdal, van blydskap sing ek so bly. Verlos die van die lam, verlos, daarom sing ek so bly. Toe die heilige Gees op my neerdal, van blydskap sing ek so bly. Verlos van die lam, verlos, daarom sing ek so bly. Toe die heilige Gees op my neerdal, van blydskap sing ek so bly. Hartlike goeiemôre geliefdes, dit lyk vir julle asof ons 'n blinkkoppietjies hier so het vanoggend. Ons het 'n diens en 'n half vanoggend al gehad voor die tyd. Ons eer en ons dankie dat die Heilige Gees vanoggend vaardig is oor ons almal en met ons almal en in ons almal. Dis lekker om so kerk te kan hou. Jare terug, Pastor Emil het ons gesê dat mense moenie op 'n Sondagoggend chicken roast in die oond by die huis los nie, want hy gaan alle waarskynlikheid gebrand wees as jy by die huis kom. Want hierdie dag behoort aan die Here. Dis 'n tyd om die Here te dien. Dis 'n tyd waar jy van alles vergeet rondom jou nie. En nou eintlik is nie my boodskap vanoggend nie. Vanoggend geliefdes het ons vir Pastor Emil van Oorigstad. Hy gaan vir ons die woord bring. En ons gaan voordat hy begin eers bid. Maar voordat ons bid, ons nooi elke Sondag na Sondag, kerels, geliefdes, dames, Here, julle moet kom kuier hierso, want hier is waar dit lekker is. 197 Paulstraat. Maak met ons 'n afspraak. Ek wil hierdie week 'n spesiale guns vra vir julle daar buite. Ek sien dat julle die boodskappe kyk. Stuur vir ons 'n ou boodskapie terug. As jy nie wil nie, stuur ons 'n thumbs up of thumbs down, dis ook net so goed. Ons hou daarvan om van julle te hoor. Dit is vir ons lekker. Ons wil graag van julle hoor, so asseblief seën ons met julle kommentaar of wat ook al. Voor Pastor Emil kom oorvat, kom ons bid vir hom en vir die boodskap. Aba Vader, ons kom om vanoggend vanuit Lewe Jesus gemeente U naam hoog te hou, Here. Om te erken, o Here Jesus, dat U ons God, ons verlosser, ons saligmaker is, ons vredevors. Seën ons nou, Here, terwyl ons hierdie woord gaan breek, Here. Laat dit in ons harte ingaan en geworteld wees en groei en ontwikkel, sodat ons vir 'n verlore gaande wêreld kan gaan wys wat die pad is. Ons eer en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Pastor Emil, the floor is all yours. Nou ja, goeiemôre. Groet u in die mooi naam van Jesus. Weereens is dit vir my 'n voorreg om bietjie hier te kuier. Dit is altyd lekker om hier te wees. En dit is ook altyd vir my lekker om die woord te deel met die kinders van die Here, want dit is so belangrik. As ek nou maar vir julle 'n tema kan gee vanmôre, dan gaan ek vir julle 'n tema gee wat sê hoe om goed en kwaad te onderskei. Dis maklik om goed en kwaad te onderskei as ek sien iemand is besig om stout te doen. Ja. Dan kan ek sien hy is besig om iets te doen wat nie reg is nie, nê. So, hoe onderskei ek wat reg is en wat nie reg is nie? Nou, mense sal vir jou maklik vertel, ja, dis goed, jy moet onderskeiding hê van gees en ja, dis alles reg. Maar die vraag lê, hoe kom ek dan? Hoe kry ek onderskeiding van gees? Hoe kry ek die onderskeiding dat ek kan verstaan
dit wat nou besig is om met my te gebeur, is God se wil, of die vyand, of is dit 'n gees wat nou weer gekom het om my lewe te kom moeilik maak? Almal van ons weet, daar is tye in ons lewe waar daar goed met ons gebeur het en ons het getuienisse op getuienisse op getuienisse van hoeveel keer mense na ons toe kom en sê, daar is goed wat gebeur met ons. En ons weet, dit is nie van die Here af nie, ons weet dit. Maar hoe kan ek dit onderskei? Hoe kan ek presies sien wat is besig om aan te gaan? En ek het die Here mooi gevra, sê Here, ek wil weet, wat sê ek vir die kinders van die Here? Hoe kry ek onderskeiding van gees? En die Here vat my heel eerste terug. Hy sê, hallo, begin by die begin. Waar begin dit? Ek maak my lewe reg. Ek bekeer. Ek draai weg van sonde en ongeregtigheid. Die volgende ding wat besig is om te gebeur, God is besig om jou voor te berei. Jy het klare bekering gehad. Nou is God besig om jou voor te berei vir 'n wedergeboorte. Vir 'n wederbaring van jou gees. Want jy sien, as jy bekeer het en jy het nie 'n wedergebore gees nie, beteken dit niks. Ek kan elke dag bekeer. Dis nie 'n once-off ding nie. En ek het een keer bekeer, nou is ek altyd bekeer, nou gaan ek hemel toe nie. Jy maak die grootste fout, broer en suster. Die grootste een. Want daar moet wedergeboorte plaasvind. Wedergeboorte plaasvind sodat jy nie net hier gered sal word nie, maar hier. Hier waar jy in kontak is met God dag en nag. Hier waar jy weet, sussie, daar is iets wat nie van die Here af is nie. Hoe het jy dit onderskei? Jy weet, hierdie is nie van God af nie. En jy weet jy kan dit teëstaan en bestraf in sy naam, want jy weet is nie van die Here af nie. Mense dink hulle kan met vuur speel as hulle speel en sê, ag, lees vir my die sterre. Kom ons kyk wat sê die sterre. Kom ons sê wat hierdie waars. Kom ons gaan hoor wat sê hierdie waarseer. Kom ons gaan hoor wat sê daai ene. Kom ons gaan hoor wat sê daai ene. Somstyds dink mense pastore is ook waarseers. Ek weet nie hoekom nie. En daar is ouens wat hulle uitgee vir waarseers. Hoor ons die woord van die Here sodat ons kan onderskei van gees of hoor ons dit nie? Dis die vraag. Hebreërs 5 vanaf vers 13 en 14. Ek wil hê jy skrif by jou het vanmôre, maak hom oop daar vir my, dan lees ons saam. Hebreërs 5 vanaf vers 13 en 14. En ek wil graag hierdie skrifgie vir julle aanhaal en vir julle voorhou, dat ek vir julle kan wys wat gebeur met iemand wat sy lewe bekeer het. Hy sê, want elkeen wat melk gebruik is onervare. Interessant. In die woord van die geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Elkeen wat melk gebruik is onkundig, sê ek in my eie woorde sommer. Onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Hy sê volgende, maar vaste spys is volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen, omdat God van kwaad, om goed van kwaad te onderskei. Die Here sê, as ek en u nog melk drink, en ons bly by die melk, en dis al wat ons bly, gaan ons nooit kan onderskei nie. Nooit. Daar is goed om te bekeer en in die kerk te sit vir 40 jaar is reg. Sit in die kerk vir 40 jaar, sit die banke warm. Maar as jy nog nooit die salwing van die Heilige Gees ervaar het nie, sal jy net 'n bekeerde wees. Maar nooit 'n salwing draande bekeerde nie. Daar's 'n verskil.
'n wedergebore kind van God ervaar iets anders. Hy begin ervaar, jy kan, as jy jou lewe reggemaak het, kan jy ervaar, hier's 'n salwing, hier's iets wat met my gebeur, ek voel anderster, hier's dinge wat om my aangaan, wow, dis lekker, ek is bly, dankie Here, ek voel goed, die Here het my verlos, die Here het my genees, die Here het my gered, halleluja, ek raak opgewonde, ek voel al hierdie goed, dis lekker, maar dis nie waar dit bly nie. Daai goedjies loop af in 'n week of 2, dan raak dit stil, dit raak minder, die lekker daarvan raak minder, want die wêreldse goed raak nou weer meer en meer en meer en meer. En dan verloor ons daai wow feeling van ek het bekeer, ek het my lewe vir die Here gegee en die Here het my gered, joh, dit voel so lekker. En dit raak minder. Maar dit raak nie minder as jy jou lewe vir die Here bekeer het en jy kom tot op 'n punt en jy sê ek wil nie net by daai bekering bly nie. Ek wil verder gaan as bekering. Ek wil nie net daar bly nie. Ek wil verder gaan om by daai punt te kan kom dat ek kan onderskei wat reg is en wat verkeerd is. Wat is reg en wat is verkeerd? Ja, ons weet wat is reg en verkeerd. Ek kan vir u sê, dis reg en dis verkeerd. Die Here het vir ons 'n wet gegee. Ja, dis reg en dis verkeerd. Dis wonderlik. Maar hier sê die Here vir ons, die Here het sy wette, sy alles op ons hartstafels kom skrywe. So ek weet wat nie reg is nie, ek weet wat verkeerd is, ek weet wat ek moet doen en wat ek nie moet doen nie. Maar hoe weet 'n wêreldspersoon dit? Glo my, hy weet. Hy weet as hy besig is om aan te jag. Hoekom? Hoekom gaan kruip 'n kind vir sy ouer weg, wat 2 of 3 jaar oud is, as hy weet hy's nou net al die goed uitgegooi, op die grond in 'n dag gelos, hy het die eiers gebreek, en hy loop en hy gaan kruip weg van mamma en pappa. Hoekom doen hy dit? Is dit omdat hy 'n duiwelse kind is? Definitief nie. Hy weet hy het verkeerd gedoen. Waar kom dit vandaan? Ek wil vir julle sê, 'n kind word gebore met God se wette op sy hartstafels. Hy word gebore om te weet wat is reg en verkeerd. Dit is God gegewe. En dit is wonderlik. Nou ja, hoe ontvang ek? Wat gaan ek maak? Wat moet ek doen? Ja, ek het my lewe bekeer, wonderlik. Wat is die volgende stap? Jy sien, daar stappe wat ons moet volg. Van hierdie stap af, broer en suster, is daar 'n volgende stap. Doop. Nou ja, ek glo net, daar's een doop. Een doop. En dis doop in die naam van Jesus Christus. Daar is geen ander doop nie. As jy in daardie doop gedoop is, sal jy die gawe van die Gees ontvang, volgens die skrif, volgens Handelinge 2 vanaf vers 38, kan jy dit gaan lees, hoe Petrus die mense gedoop het, 3000 man gedoop het. Ons praat nie eens van ander mense nie, ons praat net van daardie spulletjie daar, op een slag. En hy het hulle almal gedoop. Hulle vra vir hom, wat moet ons doen? Hy sê vir hulle, bekeer julle eerste, laat julle doop, en dan sal julle die gawe van die Gees ontvang. Wat 'n gawe? Is dit die gawes? Nou gaan ek al die gawe. Nee. Daai gawe is gawe om kind van God te wees. Want in daardie gawe om kind van die Here te wees, is alles opgesluit. Alles wat spesiaal is, wat God vir jou wil bring, is in daardie opgesluit. Die gawe om lief te hê. Die gawe om liefde te gee. Die gawe om vir mense te kyk en hulle te wil help. Die gawe om vir ander goed te doen. Die gawe om die woord van die Here te gaan versprei. Die gawe om die gawes wat die Here vir ons gegee het, te kan gebruik soos hy wil, wanneer hy wil. Jy sien, daar's 'n misbetasting van hierdie ding, nou al vir baie donkies jare. Mense wat dink, as jy nou ewe skielik gedoop word, en nou ewe skielik moet jy in tale praat, dis snert.
Want as jy nie in tale praat nie, is jy nie wedergebore nie. Dit is die grootste leuen wat daar is. Want dit staan in die skrif. Nou ek gaan vir u vra om weer die skrif vir my oop te maak by 1 Korintiërs 12. Nou 1 Korintiërs 12 gaan ek net vir u lees. En ek gaan hier by vers 1 begin en ek wil hê jy moet baie mooi luister wat sê die skrif vir ons vanmôre. Ek dink nie dis baie iets nuut vir baie mense nie, maar ek weet, daar's mense daar buite wat dit dalk moet hoor. En die wat die geestelike gawes en dit wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie, sê Paulus vir hulle. Julle weet dat julle heidene was, weggevoer na strome afgode, net soos julle ook al gelei is. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. Niemand wat deur die Gees van God spreek, sal vir God, Jesus Christus, 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. En daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here. En daar is 'n verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God, wat alles in almal werk. Maar aan elkeen word 'n openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Aan elke een word daar iets gegee wat nuttig is tot daardie oomblik. Ek gaan vir u lees. Kom ons lees verder. Want aan die een word die Gees van die woord deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, en aan 'n ander 'n woord van kennis van weet dieselfde Gees. Aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees. Aan 'n ander deur die aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. Aan 'n ander werkinge van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van geeste. Aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel, soos ek wil. Nee, soos wat hy wil. Soos wat die Gees van God vir jou iets wil gee, so gaan die Here jou gebruik om die gawes te kan gebruik, om te kan onderskei, wanneer dit nodig is om te onderskei. Weet ek word so kwaad vir mense, as mense so begin te loop, en dan dink hulle moet nou alles, ja, ons moet dit beoefen. Ons moet ons werk in Christus Jesus beoefen, dit is so. En die Here help ons daarmee. Ons moet aanhou dit beoefen, dat die Here ons so kan openbarings gee, sodat ons kan weet presies wat ons volgende moet doen. Dit help nie as die Here vir jou 'n openbaring gee, in die ingewing van die oomblik, en jy het nie 'n idee wat jy daarmee moet doen nie. Jy verstaan? Daar's iemand in die kerk, wat gebed nodig het. Daar's iemand in jou lewe wat gebed nodig het. En jy voel jy wil vir daai persoon bid, maar jy weet nie regtig nie, want jy's onseker. Wat doen ons? Nou los ons dit maar. Want ek is nie 100% seker nie, hoor ek reg? Is dit nie so nie? Is dit altyd ons eerste ding nie? Ja, jy het reg gehoor. Het ek reg gehoor? Met die tyd saam deur die beoefening van die Heilige Gees in ons lewens, en die Gees wat hierdie goed in ons drywe, begin ons hierdie goed nie meer te twyfel nie. Sodra God met jou begin te praat, dan twyfel jy nie meer daaroor nie. Jy doen dit net. Want God se Gees dryf dit. Ek en u is net die wessel, as ek dit in Engels kan noem. Wat is 'n wessel in Engels? Ons is net
'n voertuig kan ek maar gebruik. Wat God gebruik om van punt A tot punt B te gaan, om iets te verrig. Ek en u is net daar, sodat die Here vir my en u kan gebruik, wanneer hy wil en hoe hy wil. Ek kan nie besluit, ek gaan nou hier instap en nou gaan ek sommer vir al die mense nou leer hoe om tale te praat nie. En dan sê ek, alright, nou gaan ek vir Bastian sê, hoorie, so kom staan nie by my, waar, dan praat ek in sy oor, dan sê ek, hoorie, sê, jy moet dit sê, jy moet dit sê, jy moet dit sê nie. Sê agter my aan, waar, is dit hoe ek kom tale leer? Snert man, snert. Dit werk nie so nie. God sal 'n openbaring aan hom gee. Hy sal 'n taal aan hom gee wat net tussen hom en God is. Nie 'n taal wat ek vir hom in sy oor fluister nie. Daarom sê ek, hierdie goed is nie van die Here af nie, broers en susters. Wees seker waarmee jy besig is. Wees versigtig wat daar buite is. Ons sal van die Here af weet as die Here wil hê ons moet iets doen. Hoe kry ek dit? Ek my lewe bekeer, ek is gedoop in die naam van Jesus Christus, ek het die gawe ontvang om kind van die Here te word, en nou begin die Here in my te investeer. Dit is soos 'n investment. Maar hierdie investment groei baie beter as wat enige bank jou kan gee. Enige bank, en ek sal nie banke se name noem nie, want as ek môre in die moeilikheid, of enige plekke nie. Enige plek wat jy kan aandink, waar jy kan geld invest. Jou investment sal nooit so groot loop, as die investment wat God in jou maak nie. God saai in ons, meer en meer en meer en meer. Hy saai in my en jou lewe, so, dat ek en u, van hier af, waar jy in hierdie stappe ingegaan het, goed gedoen het, by 'n punt uitgekom het waar jy werklik weet, nou moet ek verder gaan. Dan begin die Here in jou te saai. En dan begin jy dit te beoefen. Hierdie is nie vreemd vir ons nie, ons ken dit. Dit is nie vreemd vir ons nie, ons ken dit. Maar weet jy wat is kort vandag in ons kerke? Die salwing werkende krag van God. Die salwing werkende krag van Jesus Christus in die kerke is besig om te ontbreek. Daarom, as kerke nie die salwing van die Heilige Gees kan ervaar of erken nie, sal daar nooit 'n salwing draande wees daar nie. Hulle sal bekeerdes bly. Nou ja, ek wil vir u sê, hierdie skrif is nie verkeerd nie. My God se skrif is altyd reg. Nou wil ek net 'n stukkie verder gaan en ek wil vir u vra om vir my 'n stukkie oop te maak by 1 Korintiërs 3 vanaf vers 1. 1 Korintiërs 3. Nee, ekskuus tog. Ja, 1 Korintiërs 3. Amper hardloop ek weg. 1 Korintiërs 3. Ek hou vir u voor vanaf vers 1 en hy sê, Paulus skryf dit aan die Korintiërs, en ek broeders, kom met julle nie, spreek nie soos 'n geestelike mens nie, maar soos met 'n vleeslike, sodat my kleinkindertjies, soos my kleinkindertjies in Christus. Ek het julle met melk gevoed. Hoorie wat sê hy? Ek het julle met melk gevoed. Nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daarna toe in staat nie, en julle is nou nog nie daarna toe in staat nie, sê hy vir hulle, omdat julle nog vleeslik is, want aangesien daar nog onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, en julle nie vleeslik nie, en wandel julle nie na die mens nie. Hy sê, want as die een sê, ek is Paulus, en die ander een sê, ek is Apollos, is julle nie vleeslik nie. Wie is Paulus dan? Wie is Apollos dan? Anders as dienaars, deur wie julle gelowig geword het. En dit is soos
die Here aan elkeen gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. So is dit dan, hy wat plant of hy wat nat maak, niks nie, maar God laat alles groei. Maar hy wat plant en hy wat nat maak is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy arbeid ontvang. Mense is vleeslik vandag, omdat hulle nie kan in die gees werk nie. Paulus beskryf het, hy sê, ek wil meer in die gees wees, as wat ek in die vlees is, want as ek in die vlees is, dan doen ek dergelike goed wat ek nie moet doen nie. Wat doen ek in die vlees? Sonde. Maak foute. Sê goed wat ek nie moet sê nie. Doen goed wat ek nie moet doen nie. Doen oorhaastige besluite. Maak goed en sê goed net op die ingewing van die oomblik. En wat gebeur met my? Ek is spyt later. Ek is skuldig daaraan, ek het dit al gedoen. Ek kan nie hier staan of vir u sê, ek het dit nog nooit gedoen nie, ek het dit al gedoen. En ek is skuldig daaraan. En ek kan bely en ek kan voor die Here sê, ek is jammer Here, ek het doen hierdie goed, omdat ek vleeslik gedink het. Maar Paulus beskryf het, hy sê, omdat hulle vleeslik dink, ek het hulle melk gegee, omdat hulle nog nie op daardie plek was, om vaste spys te kon eet nie. Hulle was nog nie op daardie plek gewees, sodat ek vir hulle groot stukkies brood kan gee, en vleis kan gee om te eet nie, want hulle sal verstik daaraan, en dalk sterwe. Toe ek jonk was, het ek gedink, ek is invincible, ek kan goed doen, my maat, ek was nie bang nie, ek het nie 'n banger op my kop gehad nie, ek het gedink, ek kan hierdie wêreld ingaan, en ek het nou bekeer, en nou kan ek hierdie wêreld slag slaan vir die Here. En ek het nie eers God geken in die saak nie. Maar ek het gedink, ek kan dit doen. Dis waar die fout gekom het. Ek het nie God erken in sy krag, dat hy eintlik die werk doen nie. Ek is maar net die saadjie saaier. Ek is die persoon, hoor mooi wat ek vir julle sê vandag, wat hier kom saad saai het. Ek is die een wat op my knieë gegaan het, en die klein saadjie in die grond gesit het, en hom toegemaak het. Van hier af, sal iemand kom en dit benat. Miskien jou ouers, miskien jou vriende, miskien wat, iemand wat jy ontmoet, wie ook al. Maar dit sal 'n kind van die Here wees. En wie wat gebeur? God laat daai saadjie lewe kry. Omdat hy water kry. Die saad is gesaai in julle lewens vandag. Die water word gegiet oor dit vandag in die naam van Jesus. Daardie saad sal nie tussen ditsels opkom nie. Die dorings en die goed sal dit nie oorskadu nie. Want dit sal groei, want dit sal God se saad wees wat daar groei. En dis binne in julle. Daardie saad is wonderbare saad. Dis goddelike saad. Daarom kan ek vir julle vanmôre sê, julle is nie huurthuismense nie, julle is God se kinders. Kom ons lyk soos God se kinders. Kom ons praat soos God se kinders. Kom ons doen wat kinders van God doen. Kom ons gaan uit, en as ons uitgaan buite toe met mense, ons net sien, en dan met hulle klaar weet, dis kinders van die Here daai. Sonder dat ons eers hoef 'n woord te spreek, maar dat hulle dit sal sien in jou doen en jou late wat jy doen. En as jy met hulle praat, dat hulle sal hoor. Maar mense lyk nie meer soos kinders van die Here nie. Hulle lyk nie so nie, hulle ryk nie so nie, hulle doen nie so nie. En dan wil almal sê, maar ek is 'n Christen. Daar's baie mense wat Christene is. En definitief nie kinders van die Here nie. As jy in die vlees bly lewe, sal jy nooit groei nie. Jy sal miskien bekeer het. Hoor wat ek vandag vir jou sê, jy sal in jou lewe nie groei nie.
Jy sal groei tot op 'n punt en dan gaan jy stagneer. As jy die Gees van God nie toelaat om jou lewe te bestuur en te dryf nie, sal jy nie groei nie. Sy gawe sal nie in jou werk nie, want God is nie teenwoordig nie. Sy Gees is die een wat die gawe gee op die ingewing van die oomblik, wanneer hy wil, hoe hy wil en hoeveel hy wil. Ek gaan nie, hoor mooi wat ek vir julle sê, ek loop nie sommer net in 'n plek en sê, nou gaan ek vir mense bid nie. Ek bid, en voor tyd, dan sê ek, Here, asseblief, as daar iemand is, my God, vir wie ek moet hande oplei, laat ek hulle hande oplei. En my Here, as U nie wil ek met hande oplei nie, laat ek nie my hande oplei nie. As U nie wil ek moet salf nie, dan salf ek nie. As iemand na my toe kom en sê, bid vir my, dan sal ek vir daai persoon bid. Dit is nie noodwendig dat ek hom gaan hande oplei nie, maar ek gaan vir hom bid. Dit is nie noodwendig dat ek hom gaan salf nie. Paulus sê, wees versigtig, laat julle nie net bly salf nie. Wees versigtig vir wat jy doen. Maar, wie bestuur dit? Die Heilige Gees. Die Heilige Gees werk al hierdie goed in my en jou lewe. Daarom kan ons onderskei. Sissie, daarom kan ons onderskei van geeste. Ons kan onderskei, dit is nie van die Here af nie. Ons kan by iemand kom, miskien, en dan weet ons, Hoekom voel jy dit? Jy voel dit net hier in jou gees, voel jy, ek gaan nie hier pas nie, dit gaan net nie werk nie. En wat doen ons? Kom ons gaan eerder. Broer en suster, ek het al in plekke ingestap, dan weet ek hoort nie daar nie. Behalwe as ek iemand moet gaan uithaal. Dit het ek ook al gedoen. As ek by 'n plek instap en ek gaan daarin en ek voel net nee. Broer, ek stap al by 'n kerk in eendag. En toe ek by die deur instap, te sê ek, hier's nie waar ek moet wees nie. Dis 'n kerk. Dis 'n kerk, ja. Maar ek moet nie daar wees nie. Dan loop ek. Want dis die Gees van God wat binne in my is, wat ander geeste onderskei. Ek kan nie 'n gees onderskei nie, want ek is 'n mens. Maar God se Gees binne in my kan dit onderskei. Daarom sê hy die hele tyd, want dis dieselfde Gees wat dit gee. Dis dieselfde Gees wat die krag gee. Dis dieselfde Gees wat die dinge gee, dat jy kan hande oplei. Dis dieselfde Heilige Gees wat hierdie goed aan jou gaan openbaar. Dis dieselfde Gees wat jou die tale sal gee om te spreek wanneer jy dit moet spreek. Dieselfde Gees. Hy herhaal dit soveel keer, want dis dieselfde Gees. Laat mense nie deur mekaar raak en dink, miskien is dit dalk nou ietsie anders nie. Dis dieselfde Gees. Dis die Heilige Gees. Dis God homself wat vir ons waarsku teen dinge in hierdie wêreld. Ons staan op 'n tyd en 'n plek waar ek en u moontlik die eindtyd gaan sien, moontlik ons ouderdom. Miskien gaan ons dalk die koms van die Here nie sien, kom al die Here ons dalk voor die tyd, ek weet nie. As hy ons kom haal, prys die Here, dankie Here, dan kom hy voor die tyd. As hy besluit dat ons nog hier moet wees, dat die Here ons gaan kom haal met sy wederkoms, dankie Here daarvoor ook. Maar ons moet gereed wees. En al hoe ek en u gereed kan wees en gereed bly, is as ons die Gees van die Here het wat binne in ons woon. Dan sal ons weet, hierdie goed wat mense so op 'n tikkie-tokkie sit en al die ander goed, dis nie waar nie. Weet jy, ek het my Bybel al soveel keer gevat as daar TikTok was, dan of iemand stuur vir my 'n video van 'n ou wat 'n boodskap lees, of 'n ou wat 'n boodskap gee. Dit wat hy sê klink reg. Dit hoor mooi. En dan lees hy die skrif en dan dink ek, wag, laat ek net my Bybel opvat want ek onthou daai skrif hier anders. En dan gemaak ek die Bybel op en sê die skrif heeltemal iets anders.
Hoekom? Want die Here sê vir my, kyk net 'n bietjie daar. Kyk net 'n bietjie daar. Hoeveel keer het die Here al met jou gepraat, broer en suster, met u wat hier sit vandag? Hoeveel keer het God al met u gepraat en u gewaarsku? En dan doen jy dit nog steeds. Kan ek maar my hand opsteek? Ek steek my hand op, want ek weet. En dan se ek spyt agterna. En dan moet ek agterna met ek vir die Here om verskoning gaan vra, omdat ek hardkoppig was. Omdat ek vleeslik gedink het, omdat ek nie geestelik gedink het nie, maar vleeslik gedink het. En dan kom die Here nog steeds na my en sê, my kind, moet dit nie weer doen nie. Gaan heen en doen dit nie weer nie. Amen. Prys die Here, ek sluit af. Die Here het elke een van u wat hier sit, baie, baie lief. Elke een van julle wat hier sit. Net soos jy is. Die Here weet presies waardeur jy gegaan het, wat in jou lewe met jou gebeur het. God ken ons toekoms. Maar die Here het jou lief. Hy het jou lief. Omdat hy 'n God van liefde is. Hy is liefde. God is liefde. Juig ons harte. Kom ons wees bly in Christus Jesus, omdat hy die alleenwyse God is van hierdie wêreld. Hierdie wêreld sal laster met sy naam. Hulle sal goed uitspreek met sy naam. Hulle sal videoetjies maak totdat hulle flou val. Maar broer en suster, hoor die waarskuwing vandag. Die koms van Jesus Christus is naby en elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy God en koning is. Amen. Prys die Here. Ek hoop jy die diens geniet vanmôre. Ek hoop dat u sal hier weggaan met seën in die hart, met liefde in jou hart, en mag hierdie week vir u net van groot seën wees. En in hierdie week, expect the unexpected. Verwag dit wat jy nooit gedink het gaan gebeur nie. En dit gaan gebeur. Amen.